Ons sê welkom aan almal vandag hier by Tila gemeente in Pretoria. Ons vertrou dat hierdie diens saam met ons gaan geniet. Ek praat vandag oor stap in geloof. Stap in geloof. My skriflesing is Jesaja 30 vers 18 tot 21. En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees. En daarom sal hy homself verhef om hom oor julle te ontferm. Want die Here is 'n God van die gerig. Welgeluksalig is almal wat op hom wag. Want 'n volk sal op Sion in Jerusalem woon. Jy sal nie meer ween nie. Sekerlik sal hy jou genade bewys as jou hulpgeroep. Op jou hulpgeroep, sodra hy hoor, antwoord hy jou. Die Here gee julle wel brood van benoudheid en water van bedruktheid, maar jou leraar sal hulle nie langer verberg nie, maar jou oë sal jou leraar sien, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor sê. Dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. Tot sover. Ek wil nie klem sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. Dit is die weg. Tot sover. Die Here seën sy woord. Ek sien hier is nie 'n bottel water nie. Kan jy asseblief vir my? Skielik besef ek is dors. Baie dankie. Baie dankie. Om in geloof te kan stap, moet ons vrede maak met die feit dat die wêreld om ons nie noodwendig is soos ons gehoop het dit sal wees nie. Ons almal glo, ons wil eintlik 'n wêreld om ons hê waar alles net goedheid en guns en alles net gelukkig en tevrede om ons is. Ek kry die woord smooth gliding in my kop, dat alles net normaliseer en alles gelukkig is. Die lewe forceer ons baie keer om op nuwe paaie te gaan. Paaie wat ons nie bedink het nie, paaie wat ons nie weet hoekom en waarom nie. Maar in die nuwe paaie sê die Here, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. So of ons op die ou paaie bly en of ons op nuwe paaie bly, die Here sê, ek is met jou, ek sal saam met jou gaan op die pad wat jy ook al gaan. Dit is ook belangrik dat as ons aanbeweeg, dat as ons op nuwe paaie gaan, dat ons nie sal wil vashou aan die ou dinge nie. En ek het al baie keer gesien dat ons almal het 'n geneigtheid daartoe om, as jy gedruk word in 'n nuwe rigting, dan wil ons vashou aan die ou dinge. Hoekom? Want dis die bekende. Maar God wil baie keer vir jou vorentoe druk en sê jy beweeg vorentoe, kom vorentoe, beweeg aan. Want as jy net vashou aan die ou bekende, dan kry jy net 'n same old. En God is 'n God van vernuwing. Hy wil hê ons moet vorentoe gaan, ons moet in vernuwing stap. Die verlede is bekend. Daarom hou ons vas aan die verlede. En die toekoms is onbekend. Daarom wil ons nie altyd die toekoms tegemoet gaan nie. Ons is bang in aanhalingstekens, want mans is nie bang nie, maar ons is bevrees in ons binneste oor die toekoms. Jy weet nie wat dit inhou, wat sal wees. Ek kyk nou goed wat hulle op Facebook sit oor wêreldsgebeure en goed, en ek dink, Here,
Daar word so geprofeteer en gesê dat dinge gaan verander en jy wonder waar gaan alles eindig. Maar in dit alles is die Here. Hy sê ek is met jou. Dit beteken of dit vandag is of dit môre is, hy is met ons. Hy was met ons in die verlede, hy is met ons in ons toekoms ook. Op watter wyse is die Here met ons? Die Here is met ons deur die krag van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees in ons versterk ons, bemoedig ons, bekragtig ons, dra ons, wees ons hulp wanneer dit nodig is. So God is met ons deur die Heilige Gees die hele tyd. Maar daar's 'n voorwaarde aan verbonde. Die volheid van die Heilige Gees is nie noodwendig in ons lewe vanselfsprekend nie. Ons moet vra om die krag van die Heilige Gees. Ons moet ons beskikbaar stel en sê, Here, maak vandag die krag van die Heilige Gees oor my los, bekragtig my vandag deur die Heilige Gees, sodat ek met die volheid van die Heilige Gees in U vandag tegemoet kan gaan. Die Heilige Gees, moet ons verstaan, neem nie besit van ons as 'n gawe nie. Ja, ons praat van doping met die Heilige Gees, dit spreek in tale, maar die krag van die Heilige Gees gee God vir ons as 'n helper. So die Heilige Gees is ook ons helper. So ons moenie dink net aan die Heilige Gees van spreek in tale, vervulling en doping met die Heilige Gees nie. Ons moet verstaan dat God die Heilige Gees gee as helper vir ons om te oorleef. Ek kry die woord survive in my kop, om te kan survive, om te oorleef elke dag in hom. Dan is die Heilige Gees daar om ons te versterk. Daar's 'n voorwaarde aan verbonde. Die Heilige Gees is alleenlik beskikbaar as ons daarom vra en as ons die Here vra om die begeerte vir sy Heilige Gees los te maak in ons binneste. So ons moet begeer dat die Heilige Gees ons moet gebruik, dat die Heilige Gees deur ons moet werk, dat die Heilige Gees beheer neem van ons denke, dat die Heilige Gees in totaliteit beheer neem van die totale ek. Ons moet God vra, Vader, stuur U Heilige Gees, beskik oor my, bevestig oor my die krag van U Heilige Gees. Jesus verwys na die Heilige Gees as die helper. So ons mag vra, Here, stuur U helper vandag na my toe. Versterk my, bekragtig my, gee my wysheid, gee my insig, gee my verstand. Wonderwerke kan net plaasvind deur die krag van die Heilige Gees wat in my is. So ons kan vra, Here, in hierdie dag bid ek dat U wonderwerkende magte en kragte deur my sal plaasvind deur die krag van die Heilige Gees. Niks van myself nie, dit is die krag van die Heilige Gees wat dit vir my moontlik maak. Maar daarmee saam kom die Heilige Gees en deur die krag van die Heilige Gees kom die Here en hy skenk ons sy gawes. Hy bekragtig sy liefde vir ons om gawes los te maak volgens die maat wat elkeen se persoonlikheid nodig het, om ons bekwam te maak vir ons werk, om ons bekwam te maak vir dit wat God van ons verwag, en ons bekwam te maak sodat ons in diens van die Here sal staan. En dan bo alles gee hy die Heilige Gees sodat ons staande kan bly. Dat ons in dit wat God vir ons wil hê, staande kan bly en in oorwinning kan stap. Dit is dan wanneer ons besef, die verloop van die lewe het ons geen beheer oor nie. Ons kan nie ons dae bepaal nie. Ek het al baie keer gedink, vandag gaan so en so en so uitwerk. Dit werk nie so uit nie, want God is in beheer en die Heilige Gees in beheer. En die Here laat toe dat daar sekere situasies en omstandighede op jou pad kom. Daarom, omdat ons nie weet wat die dag inhou nie, hoor my nou, daarom moet ons elke môre vra,
Heilige Gees, beskerm my, bewaar my, beskut my en lei my in alle waarheid. Met ander woorde, wanneer die Heilige Gees jou lei in alle waarheid, sal hy jou bekragtig om die regte dinge op die regte tyd te sê, om die regte dinge op die regte tyd te doen. Sal die Heilige Gees jou so bekragtig, dat jy tussen reg en verkeerd kan onderskei, dat jy meer as oorwinnaar is as in Christus, omdat jy in die krag van die Heilige Gees staan. Die Heilige Gees sal jou so bekragtig, dat jy die regte woorde op die regte tyd vir die regte mense sal sê, dat jy die regte besluite op die regte tyd sal neem, dat jy intuïtief sal weet, wanneer daar gevaar is, intuïtief sal weet om stil te bly, intuïtief vorentoe sal beweeg en weet God is met my en God beskerm my, en jy sal intuïtief weet wanneer jy in oorwinning stap en wanneer jy moet terugstaan en die Here toelaat om vir jou die geveg te geveg. Want partykeer wil ons in die geveg intree en wil ons toetree omdat ons dink dit is my goeie reg en ek het ook 'n opinie. En partykeer wil God die geveg veg. So partykeer is dit nodig om terug te staan en stil te bly en laat God toe om vir jou die geveg te veg. Reinhold Niebuhr het die volgende geskryf: God skenk aan my die kalmte om te aanvaar wat ek nie kan verander nie, moed om te verander wat ek kan en die wysheid om dit te kan onderskei. Kom, ek sê vir julle dit weer, om te aanvaar wat ek nie kan verander nie. Daar gebeur situasies in ons lewe op ons pad, wat nie altyd is wat ons eintlik graag vir ons eie lewe toeëien nie. En nou kom hy en sê, Here, gee ons die vermoë om te aanvaar dit wat ons nie kan verander nie. Daar is sekere aspekte wat jy nie kan verander nie. Die moed om te verander wat ek wel kan, laat ek toetree in boldness en sterkte in dit wat ek wel kan verander. En die wysheid om te kan onderskei, wanneer moet ek terugstaan en net die saak vir die Here gee. Dan sê hy om een dag op 'n slag te lewe en 'n oomblik na oomblik te geniet. Wat doen ons as mense? Leef ons in vandag of leef ons in môre? Ons is besig met vandag, maar ons dink môre wil ek dit doen, môre wil ek dit doen, môre wil ek dit, môre moet ek dit onthou, môre moet ek nou sien toe gaan, môre moet ek dit doen. Kan julle sien? En God se hart is eintlik dat ons in vandag saam met die Here, met die Heilige Gees in vandag lewe. Die woord sê môre het sy eie kwaad. So leef vandag. Ons laat toe dat die lewe ons so insluk dat ons besig is met môre en oormôre en die week en dat ons die hier en die nou, die klein en die lekker dingetjies laat verbygaan. Om swaar kry te aanvaar as die pad na oorwinning. Dis 'n moeilike een om swaar kry te aanvaar as die pad na oorwinning. Soms laat die Here toe dat daar sekere situasies op jou pad kom, in jou lewe kom, wat jy dink, Here, maar ek dink dat dit nou nie baie regverdig dat dit op my pad kom nie. En jy dink, Here, nou, hoekom moet ek dit hanteer? Wat wil U my daardeur leer? God wil jou leer om in swaar kry saam met hom in oorwinning te stap. So sê, Here, hierdie issue wat ek moet hanteer, kan ek nie hanteer nie. En sê, Here, ek weet nie hoe om dit te hanteer nie, ek wil dit nie hanteer nie, ek wil net dit afhandel. Maar dankie, U is met my in hierdie saak, en daarom is ek meer as oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. Ek dink ons wil te veel sake op ons eie skouers plaas. Ons wil nie, man, myself wil die saak hanteer. Oorhandig dit vir die Here. Dus hy sê, ek is met jou al die dae van jou lewe. Oorhandig dit vir die Here en staan terug. Gee die saak vir die Here. Maar die probleem is, as ons die saak vir die Here gegee, dan moet ons dit daar los. En dit is waarom hy sê, jy is meer as oorwinnaar, want jy los die saak by die Here se voete, dat die Here dit hanteer.
op hierdie sondige wêreld te aanvaar as die pad waarop ons moet loop. Partykeer as jy met mense gesels, dan klink hulle lewe soveel makliker as jou lewe, of hulle lewe klink vir jou opwindender as jou lewe, of hulle lewe klink soos wat ons sê plain sailing, asof alles net wonderlik goed gaan daar. Daar is nie iets waaroor hulle wonder of bekommer of iets nie. Nou sê die Here, ek is met jou, ek is daar, ek dra jou, te midde van alles, dra ek jou, hoe jou pad lyk, ek dra jou. Om elke situasie te aanvaar soos dit is, en nie soos ek dink, dit moet wees nie. Nou hier, toe ek dit lees, toe dink ek, ja, hoe skuldig is ons daaraan? Wel, ek kan namens myself praat. Ek bedink situasies, dan dink ek die situasie gaan so en so en so wees. Ek gaan dokter toe, en dan sal die dokter dit vra en dat vra, en dan antwoord ek dit en dat, en dan geef my preskripsie, en dan is dit afgehandel. En so sien jy klein dingetjies voor jou, en jy dink, Here, U sal met my gaan, en alles sal ten goeie meewerk, vir hulle wat God lief het, werk alles ten goeie mee, en ons dink, die Here is so in elke situasie. Dit is ongelukkig nie so nie. Daar is in elkeen van ons lewe iewers langs die pad 'n situasie waar jy die Heilige Gees se inspraak in jou lewe nodig het. En die Here sê een woord in die Bybel wat vir my baie kosbaar is. Ons mag om wysheid vra. So wanneer jy daai wysheid nodig het, kom en sê Heilige Gees, vir hierdie oomblik, vir die hier en die nou, het ek U wysheid nodig om met goddelike wysheid hierop te antwoord, met goddelike wysheid hierop te reageer, met goddelike wysheid hierdie situasie te aanvaar. Want kom ons sê vandag vir mekaar, ons leef in 'n gekompliseerde situasie, 'n gekompliseerde wêreld, en ons het God se goddelike wysheid deur die Heilige Gees in ons lewe nodig. Dit is belangrik dat ons moet glo dat die Here alle dinge sal verander en regmaak in die lewe volgens sy autoriteit en genade. Ons beplan almal ons lewe. Ons beplan almal die dag van môre, dis reg. Mens moet ook nou nie stupid wees om net terug te sit en sê, kom maar, so kom ek op, gaan nie werk nie. Ons beplan ons lewe, dis reg, maar ons moet God in die beplanning inbring en sê, Here, help my om reg te beplan, maak my gesindheid reg, maak my denke reg, versterk my beplanning, dat dit tot U eer sal wees. Om dit te kan doen, moet ons bereid wees om ons wil oor te gee aan die Here, en te sê, Here, ek wil net binne U wil beweeg. As jy binne die wil van die Here is, die vet weet, dan is jy beskik, beskerm, bekragtig, omvou met die genade van God, die beskutting van die Here. So moenie in jou eie self dink, ek sal hulle nou gaan wys nie. Asseblief moenie dit doen nie, moenie hulle wys nie. Staan terug en sê, Here, ek kom nou, en ek sê, kom stap U saam met my, en hou my net terug, hou my net bietjie terug. Ek moet bieg. Partykeer as iemand voor my inry, dan staan daar iets in hierdie kort vroukie op, dat ek hierdie persoon voor my net iets wil wys. Nee, vinger wys, 'n verkeerde vinger nie. Ek, vanuit die onderwyseres in my, wil ek vir hulle so 'n vinger wys, jy slip nie so voor my in en druk my weg nie. Maar met God se genade het ek dit ontgroei en afgelê om daai vingertjie te wys. Dit is belangrik dat ons God moet vertrou met ons toekoms. Dit is belangrik dat ons nie sal vrees oor die dag van môre nie, maar dat ons sal weet, God stap saam met my, ook in die dag van môre in. En ek hoop nie die dag van môre te vrees nie, want hy sê, ek is daar,
saam met jou. Sukses is nie finaal nie. So soms bereik ons sukses, mas nie te sê dit hou vir altyd nie. So sukses is nie finaal nie. Mislukking is nie fataal nie. As jy 'n mislukking beleef het, sê dit nie dat jy môre oormôre weer 'n mislukking gaan beleef nie. Dit is nie fataal nie. Dit is die moed om aan te hou en te weet, te midde van alles, dra die Here my. Ek hoef nie te vrees nie. Henry Beeker het gesê, dat die grootste suksesverhale gebore word in die oomblik van die grootste teleurstellings. As gelowiges beleef ons dat dinge dikwels anders uitgedraai het as wat jy gedink het. Kom ons sê vir mekaar. Mens beplan dinge en dan werk dit nie soos jou planne uit nie. Dan werk dit heeltemal anders uit. En dan kyk jy, dan dink jy, jete maar, dit is eintlik baie oulik. Dan het God ingegryp op 'n bonatuurlike manier, God dank daarvoor, en 'n baie beter sukses van die saak gemaak, as jy in jou beplanning gebly het. So ons moet verstaan, as ons vir die Here toestemming gee, die Heilige Gees toestemming gee en vra, stap saam met ons, berei die weg vir ons, dan moet ons bereid wees dat God gaan toetree op 'n unieke manier, maar 'n goddelike manier, en hy gaan ingryp op 'n manier wat jy partykeer terugstaan en sê, Here, hoe groot is U? Kyk wat het U gedoen vir my. U is die God van die onmoontlike. En as jy niks van die preek onthou nie, vergeet alles. Onthou net, ons dien 'n God van die onmoontlike. 'n God van die onmoontlike, wat in elke dag in jou pad vir jou die God van die onmoontlike is, wat inbeweeg en vir jou wonderwerke tot stand bring. Soms beleef ons dat dinge in ons lewe heeltemal anders uitwerk as wat ons dit bebid het, gedink het en beplan het. Het julle dit al beleef? Jy werk 'n ding uit en jy dink so gaan dit wees en dit werk heeltemal anders uit. Dank die Here dat die Heilige Gees ingryp in situasies en vra hom, beweeg saam met my, verander dit, ek dink vanuit 'n menslike perspektief. Kom U en kom met U heerlikheid en verander die situasie, want U weet vorentoe wat wag vir my. Dit is soms dat dinge nie gebeur soos ons dit wil hê nie. En ons kan nie daarvoor help nie. Ons beplan en ons hoop dit gaan so en so uitwerk. Ons kan nie daarvoor help nie. Net soos ons nie kon help dat COVID gebeur het en dat baie mense hulle werk verloor het en dat COVID ons hele lewe en ons hele struktuur en ons hele stelsel omvergewerp het en baie se werke kom steel het en baie moes terugstaan vir ander kulture en dinge. En dat te midde van dit alles moet ons God vertrou dat hy bly die God van die onmoontlike en hy is nog in beheer. Al lyk dit nie so nie, is hy nog in beheer. En sal hy vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Sodat ons die vrede kry om te weet, God is in môre, God is in my situasie, God is in jou toekoms, God weet waarheen jy op pad is. En hy is daar vir jou, jy moet net vashou en vasbyt en weet, hy gaan oorwinning bring. Jy kan nie enige teleurstelling verander en probeer regstel op jou manier nie. Gee dit vir die Here. Gee elke teleurstelling vir die Here en sê, Here, kom U en help my om deur hierdie teleurstelling te kom, sodat ek die vermoë aanleer om ook dit te kan aanvaar. Want ons almal word blootgestel aan teleurstellings. Maar om te broei op 'n teleurstelling, gaan jou nie help nie. Vra die Heilige Gees, kom beweeg in, dat ek in hierdie teleurstelling
meer as 'n oorwinnaar word in U, dat ek dit aanvaar en weet dat vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Dat ek midde in hierdie teleurstelling ook die hand van die Here sien en terugstaan en weet, God het eintlik 'n beter uitweg vir my. God het 'n beter toekoms vir my. Teleurstellings vorm deel van ons lewe. Ons kan dit nie wegredeneer nie, ons kan dit nie wegpraat nie. Dit is deel van ons lewe. Maar ons kan leer om teleurstellings te aanvaar en God te vertrou met ons toekoms. David Rico verklaar as volg: alles om ons verander en eindig iewers. Alles om ons verander en eindig iewers. Leer om vrede daarmee te maak. Partykeer onthou ek as ons vakansie gehou het en dit is so lekker. En ek kyk dit so by die see en dit is so heerlik by die see en ek hoor die see dreun en ons loop langs die see en ek hou my man se hand vas en ons stap so op die paadjie daar by Umhlanga en dit is so mooi en die son skyn en die wind waai deur ons, dan wil ek amper sê, Here, hou net hierdie wat ek nou beleef. Oeps, in stand. Hou dit net in stand, dat ek hierdie oomblik net sommer kan vashou, dat dit my oomblik is vir altyd. Want dit is so lekker, daar's nie spanning nie, daar's nie druk nie, dit is net 'n heerlike gevoel. Ons moet verstaan, God is in elke tree met ons. Of dit goed gaan, dan glimlag hy. As dit sleg gaan, dan sê hy, dan kom versterk hy ons. Tog leer ons uit die woord dat die Here in die woord vir ons sê, leer om te wag. God is 'n God van orde en God gee ons die begeerte van ons hart. As ons dit van hom vra, Here, help my met dit. Here, help my met dit. Here, sal U in vandag wees. Here, sal U voorsien in hierdie situasie. Here, sal U my paaie gelyk maak. Ons vra dit van die Here. Maar soms kom die Heilige Gees en wil die Heilige Gees hê dat ons moet leer om te wag. Ons wag op God se volmaakte tyd. Nou ek het al geleer, as jy 'n ding te vinnig wil klaarmaak, dan maak jy 'n flop. As jy oorhaastig 'n funksie beplan en jy dink, kort tyd, ek moet vinnig hierdie funksie beplan en jy beplan hom vinnig, dan midde in die funksie besef jy, ek het vergeet van dit, ek het vergeet van dit. As jy oorhaastige projek aanpak en jy jaag, dan val daar sekere goed op die vloer. En ons moet leer in ons lewe dat God se tyd is die volmaakte tyd. Dit wat jy vandag van die Here vra, dit wat jy wil hê, God moet intree, moet toetree, moet help mee. Sit terug en sê, dankie Here, ek gee die saak in U hande, ek vertrou U, ek gee dit nou in U hande en ek vertrou U, dat in U hande, U tyd die volmaakte tyd is en ek berus in U tydbepaling en ek sit terug en ek gee dit in U hande. Ons moet leer om te wag. Hoekom? Want God se tyd is die volmaakte tyd. Ons is geneig om dinge te wil druk. Ek kry, soos wat ons maar in Afrikaans praat, om 'n ding te saak te push, om 'n saak te druk, om half te wil hê, dit moet nou gebeur, dit moet nou gebeur. Sê vir jouself, leer jouself die beginsel. God se tyd is die volmaakte tyd en dat ons rustig raak ook in dit. Dan gebeur iets ook. Ons bid oor 'n saak, ons vertrou die Here, ons pleit en vra, Here, gryp
in, laat U volmaakte wil geskied, en ons spreek al hierdie woorde, en ons quoteer versies en goed, en dan kom die Here, en die Here tree in, maar die uitkoms is anders as wat ons verwag het, is heeltemal anders as wat ons verwag het. Want God se uitkoms vir ons situasie mag verskil van dit wat ons gehoop het. En ons almal kan sê, dit is so. Jy het gedink, dit gaan so en so uitwerk, en dan anders werk dit anders uit. En later kyk jy terug, dan besef jy, die Here was reg. Die saak het beter so gewerk, as wat jy gedink het, dit gaan werk. Leer om nie 'n beheer van alles te wees nie, maar God te vertrou, die saak by God se voete te los, en God te vertrou, vir hulle wat God lief het, werk alles ten goeie mee. Dat al sal dit nie uitwerk soos jy dink nie, dat dit ten goeie sal meewerk, want die woord sê, vir hulle wat God lief het, werk alles ten goeie mee, dat jy God daartoe sal vertrou. Spreek ook, Here, hierdie saak, weet ek nie die uiteinde nie, maar ek weet soos ek weet, dit sal ten goeie meewerk, omdat U in hierdie saak is. Hulle sê, wag is die moeilikste deel van hoop. Wanneer ons hoop, wanneer die Here sal ingryp, om te wag op die Here, is die moeilikste deel van hoop. Jy hoop die Here gaan hier intree, maar om te wag is 'n moeilike saak. Tereg sê die woord, dat ons in stilte op die Here moet wag. Nou het ek in my eie persoonlike lewe gesien, dat ek geneig is om die Here partykeer bietjie te wil help. Ek bid oor 'n saak, ek bid oor iets, en dan wil ek toetree en sê, Here, ek bid nog steeds vir hierdie saak, maar ek wonder of ons nie dalk dit of dat, dan kom ek met plannetjies na die Here toe. Want ons wil planne maak, hoekom? Want ons wil die saak vinniger beredder, ons wil vinniger, dit moet vinniger beweeg. Nou wil ek vandag sê, wat het ek geleer? Dat God se tydsberekening is die volmaakte tydsberekening, en dat ons moet berus in God se tydsberekening. Wanneer ons vir iemand se bekering bid, wat jy dink, Here, waaragtig, daai persoon moet nou tot bekering kom. Langer kan dit nie aangaan nie. Onthou, God se tydsberekening is die volmaakte tydsberekening. Bly jy net bid, bly jy net vas staan. As jy bid vir finansies en sê, Here, die geld moes eintlik al gister gekom het. God se tydsberekening is die volmaakte tydberekening. Hy gaan dit op die regte tyd, op die regte sekond tot jou beskikking stel. Wanneer daar 'n probleem is wat onopgelos is en jy dink, Here, iewers moet daar hulp kom, maar waar gaan daar hulp kom? Staan terug. Die Here gaan die regte persoon op die regte tyd na jou toe stuur. Ons moet leer, want ek dink dit is in ons wese dat ons bietjie die Here wil help. Ons het die geloof om God te vertrou, maar soms wil ons toetree, en dan baie keer as ons toetree, tree ons oorywerig toe en maak ons 'n gemors. Soos 'n genadegawe om wat jy bid, God te vertrou en dit in sy hande te los en te weet, vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Vir hulle wat na sy voorneme geroepe is. So los dit daar. Hou op om toe te tree en te wil help, want jy maak net eintlik dit erger. Die woord sê vir ons, hoor dit, die woord sê, dat ons in stilte op die Here moet wag. Met ander woorde, dit wat jy by God se voete gelê het, gaan, los dit daar, gaan terug in stilte. En dankie Here, dat dit in sy hande is, en jy dank hom vir dit wat hy gaan doen in stilte. Los dit.
Ons moet verstaan, daai woord bly altyd die kernwaarheid. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ek sê hom weer. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Met ander woorde, as ons terugsit en God vertrou in die saak, gaan God jou bekragtig, dat wanneer die saak ontplooi, gaan jy 'n nuwe krag en autoriteit kan toetree. Because God will make a way. God will make a way. God will make a way. Al voel dit vir jou dis onmoontlik, vat vandag die geloof en vertrou God. God will make a way. Dit wat die Here toelaat, terwyl ons wag op 'n antwoord van die Here. Hoor baie mooi. Dit wat ons toelaat, terwyl ons wag op 'n antwoord van die Here, is net so belangrik as dit waarop ons wag. So, in hierdie wagproses, dit wat die Here toelaat in die wagproses, is net so belangrik in die wagproses as dit wat jy van die Here vra. In die wagproses kom die Heilige Gees, wanneer jy in jou wagproses is vir die oplossing waarvoor jy bid, kom die Heilige Gees en hy maak jou geestelik volwasse. Hy kom en hy bekragtig jou geestelik. Hy kom voeg by geestelike waarhede, geestelike geloof, geestelike komponente, geestelike begrippe, geestelike aanvaarding. Kom bring die Here deur die krag van die Heilige Gees. Kom lê hy, bekragtig hy dit in jou, terwyl dit 'n wagproses is. En die Here leer en hy maak jou sterker innerlik. Hy bekragtig jou met kennis, met uithou vermoë, met aanvaarding, met begrip vir die situasie. Hy kom en hy leer jou wie hy is, wie jy in hom is. Hy leer jou, hy onderrig jou in die tydperk wat jy wag op God se antwoord. En saam met dit leer hy jou wat geloof is. Om te wag op die Here word 'n toets van geloof. Want God antwoord nie dadelik nie, in baie gevalle. Want in dit bekragtig hy jou geloof en in dit word dit 'n toets vir jou geloof. Of jy God sal vertrou dat hy 'n waarmaker van sy woord is. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Jy is meer as oorwinnaar deur Christus wat jou krag gee. Vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Laat jy in daai tyd so sterk staan in die geloof, in die woord, en weet, vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Ek is meer as oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. Ek sal in oorwinning stap, omdat Christus saam met my stap. Ek sal nie twyfel nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. Daarom verklaar Paulus, om te wag op die Here, toets ons uithou vermoë. Paulus sê, om te wag op die Here, toets ons uithou vermoë. God toets jou, om te sien, is jy bereid om vas te hou aan hom, al sien jy nog nie die antwoord nie. Sal jy vashou aan hom, al sien jy nie die antwoord nie. Die Paulus sê, uithou vermoë kweek karakter, en karakter kweek hoop. Dat daar hoop in jou geesmens gaan lê. Tereg verklaar die woord, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat U in die woord sê, dat die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dankie Here, dat U in die woord sê, dat ons meer as oorwinnaars is, deur Christus wat ons krag gee. Dankie dat U die God van ons môres is. Dankie dat U deur die Heilige Gees ons bekragtig, en dat U ons toerus vir die dag van môre, dat U ons toerus vir die dag van vandag.
Dankie Here dat U in die woord sê, ek sal jou nooit begewe en verlaat nie. Dankie dat die woord sê, jy is meer as oorwinnaar deur Christus wat jou krag gee. Dankie dat die woord ons bekragtig, dat ons kan stap in oorwinning en weet Here, ons hoef nie te vrees oor die dag van môre nie, want U is ook in ons dag van môre. En daarom dank ons U, daarom loof ons U, daarom prys ons U, daarom verklaar ons is meer as oorwinnaar deur Christus wat ons krag gee. En ons dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir die inspraak van die Heilige Gees. Dankie Here dat U bemoeienis maak met elkeen wat hier in die gemeente is en elkeen wat inluister. Dat U met elkeen se lewe bemoeienis maak. Dat U ons meer as oorwinnaars maak, omdat ons geloof in U het en weet, U sal ook dit verander, maar U doen dit op U tyd. En Here, leer ons om terug te staan en te wag vir die volmaakte tyd wat in U hande is, sodat ons meer as oorwinnaars kan wees. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.